Verskietende Ster handel oor 'n jong musikale genie, wie se lewe ongelooflik baie kronkels en draaie loop. Nou vanaand is Bioskoop op die rooi tapuit om 'n webepisode vir jou te bied oor Verskietende Ster, gegrond op ware gebeure en 'n topverkoperboek deur Stefan Enslin. Baie welkom. Wel, hier staan ons met nog 'n rolprent waar jy die hoofkarakter speel, 'n musikale genie. Nou dit moes 'n uitdaging op sy eie gewees het. Ja, dit was 'n ongelooflike groot uitdaging die ek moet vir jou sê, om klavier te speel en jy het nog nooit klavier gespeel in jou lewe nie, is die grootste uitdaging wat daar moontlik kan wees. Ja. So hoe ons te werk gegaan het om te leer dat ek effens kan klavier speel is, ek het 'n paar dae saam met Joe wat die komponis spandeer, Ja. en toe saam met die ou wat my handstand in was ook spandeer, en ek het 4 dae se YouTube video's gekyk na lang wat gereken word as die beste konsertpianis in die wêreld, net om te sien hoe die musiek vloei, hoe die pianis saam met die musiek vloei en hoe hy die musiek maak. Ja. So jy het, laat ek dit gou weer hoor, jy het 'n Stand-in. soos 'n stand-double, maar Soos 'n vir stand hande. vir my hande, ja. Ja, sy hande lyk amper soos, ja, dit lyk amper soos myne. Wow. Ja. Nadine, wat was vir jou die hoogtepunt van die vervulling van Verskietende Ster? Die mense, uit en uit die mense. Ek het met ongelooflike mense gewerk. Die regisseur Darryl Rood, ek het nog nooit so 'n goeie regisseur ontmoet nie. Hy het dit alles so lekker gemaak, die handry, so lekker gewees om teenoor hom te speel. Die mense. Wat rondom hierdie storie het vir jou aangegryp van die begin af? Eerstens die absolute malligheid om, jy weet, saam met Stefan al die maande en maande van teks skryf wat hy geskryf het, Ja. en om die befondsing te gekry, want dit was net epic, okay? So hy het die teks geskryf en toe kry ons die befondsing nie, toe kry hy nie die befondsing nie. En toe gaan skryf hy 'n roman. En toe doen die roman so goed wat hy na Lady uitgegee is, toe kry hy die befondsing. Maar wat so amazing is, hy het van Engeland af hiernatoe gekom met hierdie ding op sy hart om hierdie movie te maak. En hy het 'n baie goeie besigheid aan die ander kant gehad. En hy het letterlik sy laaste R5 so in die collectebordjie gegooi en toe die maandag toe kom die befondsing deur. Philo, heerlik om met jou te gesels en baie geluk by voorbaat met Verskietende Ster. Ons hoor goeie goed sommer al voor die rolprent op die groot skerm is. Wat is jou verwagting van die mense se reaksie tot hierdie rolprent? Absoluut positief, hoor dit te wees. Maar jy weet, die publiek is die publiek. En ek dink in sekere areas sal hy baie goed doen. Net soos dit met alle rolprente gaan. Dit is uitsonderlik dat jy 'n rolprent kry wat in alle areas goed doen. Ja. So ons verwag baie goeie opbrengs, maar ek kan nie sê presies waar dit gaan wees nie. Stefan, 'n rolprent oor 'n musikale genie. Dis 'n interessante idee, interessante konsep en is ook natuurlik jou boek. Ja, So waar vandaan hierdie konsep? weet jy wat, dit is eintlik geïnspireer deur 'n ware verhaal. En ek het die laaste tyd ek mooi gedink, alhoewel daar 'n spesifieke geleentheid is waarop hierdie die film gebaseer is, dink ek tog die hele storie is eintlik op 'n alledaagse basis gebeur hierdie tipe van goeders. Ja. En dit was eintlik maar net 'n klein seentjie wat baie geonderdruk was, en ek weet nie of hy werklik 'n pianis was nie, maar dit was my daai ding gewees van hy is so ontydig weggeneem. Wat as hy dalk die antwoord op die wêreld se probleme was? Wat as hy die volgende Beethoven was? Ja. En dis waar die storie toe gebore is, ja. Maar ek neem aan om musiek as 'n groot fondasie vir 'n rolprent te gebruik het sy eie uitdagings. Wat is van hierdie uitdagings wat jy teëgekom het? Weet jy, die groot uitdaging was eintlik vir my gewees van op die beperkte begrotings waarmee ons films kan maak in Suid-Afrika. Ek wou altyd 'n live score gerekord het, want die musiek is so hoofkarakter van die film. En ek sou net nie gemaklik of tevrede gewees het as ons net gewone composing, elektroniese composing en goeders gedoen het nie. So ons het so gewerk met die geld dat daar genoeg geld oor was en eintlik vooraf begroot is sodat ons in Kaapstad hierdie hele film live kan rekord. Maar dit was ook meer van waar gaan ek 'n composer kry om presies dit wat ek in my kop hoor, weet ek kan compose. En ons het 'n ou met die naam van Geo Hoon gevind en ek meen die mense as jy die film gaan kyk, jy sal saam met my stem dat die musiek is net
kan met enige Hollywood film vergelyk. Dit is hoe goed dit is. Stefan het nou net vir my gesê dat die musiek is volgens hom die hoofkarakter in hierdie rolprent. Nou dit wil gedoen wees. Waar begin mens om 'n oorspronklike klankbaan saam te stel, want dis wat iets ons ook nie aldag sien in die plaaslike rolprentbedryf nie. Weet jy, om vir eerlikwaar, dit begin by 'n verskriklike paniekaanval. Gewoonlik. Van hoe op dis aarde gaan ek dit doen? Jy sit voor die klavier en jy het wit en jy het swart klawers voor jou en jy weet daar het al duisende komponiste voor jou gesit met dieselfde keyboard en iets gedoen. Nee, maar om nou dit tersyde gestel. Dit het gaan basies die storie oor die storie. Die storie is my hoofinspirasie vir die musiek. Omdat musiek juis 'n sentrale rol gespeel het in die storie, was dit eintlik amper, ek sou nie sê dit was maklik nie, maar dit was baie natuurlik geweest. En ook die genre van musiek wat hulle spesifiek wou gehad het, hulle wou nie die swaar klassieke tegniese Rachmaninoff suite gehad het nie, want iets wat weer streelend is, wat meer, kan ek sê, user-friendly is. Ja. En wat jy graag sou wil na luister as jy sit en 'n glasie wyn drink. Ja. So iets streelends en mooi, maar nog steeds kan ek sê challenging. Jana Strydom, Heitjie Berg en Deandre Reiner speel almal in Verskietende Ster, 'n absolute moet-kyk-rolprent. Maak seker jy gaan kyk dit by jou naaste fliekteater. Tot 'n volgende keer, bioskoop groete. Lekker fliek.